sy die M van moeilik geskryf. Julle moet kennis neem. Woensdag aand, nog nie aan sit hoor. Woensdag aand praat ek oor, die woensdag wat verby is, het ek gepraat oor, hoekom Nou, ons gaan vanmôre net aan die hele maand, wyne die maand weggetrek met die woord dat geloof is ononderhandelbaar in die lewe van 'n wedergebore kind van God. Sonder geloof is dit, kan jy hoor nie, onmoontlik om God te behaag. Wie van julle was al by 'n plek waar jy gesê het, hierdie ding is onmoontlik? Nou die woord sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En vir elke geloofsverwagting, ek haal steeds so 'n paar goedjies uit Wayne se preek uit, is daar 'n kairos oomblik. Is daar 'n oomblik wat God besluit, nou is die tyd. En dan haal ek uit sy woord uit, hy is pertinent dit paar keer gesê, en dis hoekom ek dit aanhaal, hy sê die vyand kry dit reg, om deur omstandighede en mense wat ongeduldig is, hulle geloof te temper. Die mense se harte raak hard en dan glo hulle nie meer nie, want dit gebeur nie soos hulle wil hê dit moet gebeur nie. En u was mos al daar. Is dit so? Nou geloof, ek het nou 'n woord hier ingesit, wat hy nie, maar ek het dit ingesit, jy sal verstaan, geloof is die enigste glybaan, of die vervoerbelt, tussen die hemelse voorraad, en jou aardse verwagting. Net geloof, bring dit wat jy verwag van God, net geloof, bring dit vir jou, uit die hemel uit, so op die aarde. Nie jou koortjies wat jy sing en jou versies wat jy quoteer en al die goed, die geloof. Daarom bid ek 'n geloofsgebed. Ek maak 'n geloofsbelijdenis. Ek het 'n geloofsverwagting. Ek het geloofsgeduld. Abraham het geduldig gewag op die belofte. Hy het 20 jaar lang gewag, hoor. Maar die Bybel sê hy het geduldig gewag. Nou ek is nou nog so bietjie in daai ene, want hy was so geduldig dat hy sommer sy eie plannetjies gemaak het. En daai plannetjies het hom gebyt die res van sy lewe. En baie mense, baie kinders van God, vrou sê van my, hoekom wag jy nog vir die Here? Gaan in by my slavin en verwek vir jou 'n kind en Ismael is gebore en al die goed. En baie van julle loop vandag met 'n klomp Ismaeltjies rond. Hallo? I'll do it my time and my way. Gaan groot of gaan huis toe, sê hulle. Ek sê nee, gaan woord toe. Gaan terug na God toe. Hoe pastoor, jy moet jou hart volg. Waar staan dit? Hy sê volg my stem. Volg my naam. Pastoor, tyd heel. Waar staan dit? Tyd kan niemand gesond maak nie. God maak gesond. Toe ek die week daarna met julle gepraat oor, if there's no law and accusers, if there's no accusers, no law can be imputed to you. As daar nie beskuldigers is, en mense wat jou kan beskuldig nie, dan is daar geen wet wat jou aankla nie. En toe gebruik ek die geval daar in Johannes 8, waar die klomp manne die vrou in oorspel betrap het. En die wet van Moses sê, as jy oorspel pleeg, moet jy gestenig word, net daar. Hulle besluit nie, hulle gaan haar na Jesus toe vat. Jesus, hierdie vrou wat hier so staan, sy skuldig. Ons het haar betrap, gesien, gekry in die daad, oorspel pleeg.
Die wet van Moses sê, sy moet gestenig word. Wat sê u? Hy kniel af, en hy skryf. Ek dink hy het Noughts and Crosses gespeel. En terwyl hy die Noughts and Crosses speel, toe sê hulle, wat sê u? Wat sê u? Wat sê u? En toe hy op 'n slag die 3 kruisies kry en hy trek, toe staan hy op en sê, julle wat sonder sonde is, voor die eerste klip. En hy gaan af, en hy speel sy game aan. Ek is jammer, maar mense het vir julle goed geskryf, 'n gepreek wat hy geskryf het, mense, ek wil beloof die goed wat ek gehoor het, ouens gepreek het, ek weet nie waar kry dit nie, maar ek vanoggend, ek dink hy het maar Noughts and Crosses gespeel daar, net om hulle uit te toets. En toe hy klaar, toe sê vir die vrou, waar is al jou beskuldigers? Is hulle almal weg? Sy sê, ja, hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. Hierdie woord sondig beteken, moenie die merk mis nie, en moenie wat ek vir jou toegeskryf het, moenie dit mis nie. Daar staan nie, moenie gaan op, moenie hou op met rook, hou op met drink. Man, as jy wil rook, gaan daar is Jesus mechanics in die gemeente, hulle kan jou help, hulle sit nuwe ringe op. Sit vir jou bearings op, nuwe ringetjies en nuwe pistons en matie, kappa, daar is jou, hey, loop doeksag. As jy voel jy moet drink, geniet dit, man. Moet nie dronk word van wyn nie. Want daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Pastoor, ek sê vir jou, 'n kind van die Here mag nie drink nie. Sjoe, waar staan dit? Jesus het gedrink. Toe sê hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Boek. Maar hy het nie dronk geword nie. Hy het hom gedra. Want hy weet wie hy is. So moenie jou eie afgevoer. Ek bly by die boek. Hierdie is my konstitusie die. So gaan ek aan en dan so hy sê, waar is jou beskuldigers? Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. En dan kom Paulus, dan sê Paulus, wag, dit moet ek vir julle lees. Dit kan ek, moet ek vir julle lees. Ek moet dit vir julle lees. Ek wil dit vir julle lees. Ek gaan dit vir julle lees. As ek dit net kan kry. 1 Korintiërs 4. Ek gaan hom nou kry, moenie worry nie. O ja, hier so ek het hom, moenie worry, ek het hom. Heta, Berry. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur menslike regbank beoordeel word. So wat hy eintlik sê. Of julle nou my, of regbank my, ek dink bitter min daarvan, man. Want ek beoordeel myself nie eers nie. Die volgende versie, Jesus, is 'n homer, hoor mooi. Want ek is my van geen ding bewus nie. Jy sien, as ek my nie self nie aankla nie, accuse nie, is daar geen wet nie. Dis hoekom Paulus sê, as julle nog in sonde lewe, ek weet nie waarvan julle praat nie. Want niemand kla my aan nie, want ek het die aanklaer van die broeders, Openbaring 12 vers 10, uit die hemel uit sien, hy's uitgewerp. Hy's neergewerp. So die aanklaer van die broeders is uitgewerp, hy kan nie meer my aankla nie, want wie sal beskuldiging inbring teen die kinders van God? God is dit wat regverdig maak. Amen. Alright, dis wat ek gepreek het. Jy kan nie goed op podcast gaan kry of in YouTube of waar ook al. En toe het Barry laas Sondag 'n woord gebring. En dit was 'n baie goeie woord. Nou hy het so, ek het nou moes sê preek op meer luisters Wynserman, dis 'n Engelsman en hy gebruik Engelse hoë woorde wat ek nou eers moet gaan ontsyfer, ontrafel. En dan gooi hy Afrikaans tussenin. Ja, hy daar is al kan skerp. Hy sê geloof werk buite die raamwerk van ons vooropgestelde verwagting van hoe, wanneer en hoe en wie. Dis nou my opsomming, sommer so vinnig. Abraham het die belofte gekry en hy het geduldig gewag, sê Hebreërs 11. Hy het geduldig gewag. Elia gaan af na Sarfat toe, daar's 'n vrou, ek het 'n bevel gegee, 'n vrou bevel gegee om vir jou te sorg, gaan af soontoe en bly daar.
En dan het hy baie, en dit was by awesome geweest, en hy sê geloof is nie gekoppel aan mates nie. Nou ek onthou nou die eerste versie wat na jou hart en my hart toe kom, al het jy geloof soos in, sê daar, al het jy 'n geloof so groot soos 'n mosterdsaad. Het jy wel staan? Nee. Jy sien wat dit gaan, die geloof soos 'n mosterdsaad, in die kleinheid van die mosterdsaad is daar potensiaal. Daar's krag. Daar's 'n vermoë. Daar's 'n variëteit in daai mosterdsaad. En hy het so 'n bietjie daarop uitgewy en dit was nogal baie goed geweest. Ek onthou dit. En dan het hy ook gesê dat die geloof wat ons is nie gekoppel aan mense vooropgestelde verwagtinge en idees nie. En is lineair, ek weet nie wat 'n lineair en al daai goeters het hy dit genoem, so julle kan daarna gaan luister. Ek wil dit net vir julle noem, dit is belangrik. En toe het hy ook die volgende gebruik. Jakobus 1. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle allerlei versoekings kom, beproewings kom. Nou wil ek gaan vanmôre hiermee aan. Jy weet, ek kom Sondagoggend vroeg kerk toe, dan kom bid ek hierso en dan sit ek die ketels aan, die urns daar agteraan en ek kry alles reg en dan terwyl ek hiervandaan terugry huis toe sit ek my radio op Wild Coast FM en hierso preek 'n ou oor Jakobus 1 vers 8. Jakobus 1 vers 2. Hier kom ek in die kerk en ek sit hierso en hier preek Barry oor, of hy noem dit, hy haal dit aan, Jakobus 1 vers 2. Sondagmiddag sit ek by die huis en ek sit sommer so daar aan dink en ek sit die TV aan en die TV, ek het die oggend so 'n bietjie op die geestelike kanale gegaan en hier's die ou besig met Jakobus 1 vers 2. Ek sê, Here, nou wat wil U nou vir my sê? Nou ek gaan nou vanmôre met julle deel wat die Here met my gedeel het. Hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle allerlei versoekings val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. God sit jou, hy sit nie vir u nie, hy sit nie vir my in die toets nie. Hy sit die geloof wat ek met my mond projekteer in die vuur. Kom ek gaan weer vir jou sê, God never test you, He know you. He's your maker. Maar wanneer ek met my woord, met my mond 'n geloofsbelydenis maak, dan hoor die vyand dit, God hoor dit en mense hoor dit. En geloof wat nie getoets is nie geloof nie. Ag dit louter vreugde, wanneer jou geloof beproef word. Hy sê, wanneer jy in allerlei versoekings val, en daar is baie misleidings, versoekings, cravings, en die advertensiewese, hulle thrive op hierdie goed. Hulle floreer in hierdie goed. Die vyand hoor dat jy besluit, ek gaan my commit aan 'n gemeente en skielik gebeur 'n klomp goed rondom jou, jy nie kan commit nie. Because to make a commitment is not just that easy. Because when you say something, two things is always haunting you. Integrity and faith. Moet nooit vir iemand beloof, jy gaan hulle help, as jy nie weet wat môre wag nie. As jy vir iemand sê, ek help jou, moet jou woorde wees, jy's gehelp. Maak nie saak wat ek gaan nie. Ek het eendag vir iemand beloof, ek sal hulle help, want ek het 'n manier om van 'n goed te beloof, en dan kom ek, maar ek het in my lesse geleer, in skoolgeld is duur.
En 2 dae na ek die belofte gemaak het, breek my motor. En ek kan hulle nie help nie. Wat doen ek? Ek bid die Here vir 'n uitkoms, want integriteit is onhandelbaar. I want to be humble, trustworthy and dependable and faithful to God. Hier staan 'n man vanmôre wat jou 'n legio getuienisse kan gee, waar God my deurgevat en deurgehelp het, omdat ek my woord gestand moet doen. Hy sê, wanneer jy in allerlei versoekings val, want die beproewing van julle geloof bewerk lydsaamheid. Dis 'n standvastigheid. Dit is I'm grounded in this, I'm planted in this. Dit werk 'n bestendigheid, 'n standvastigheid. Maar nou wil hy sê, ag dit louter vrede. Nou die oorspronklike Griekse teks lees so. All joy count my brethren. Hoor mooi? All joy count my brethren. Die New Living Translation sê, consider it an opportunity for great joy when you fall in all kind of diversities and temptations and trials and trouble and tests and tribulations. Die 5 rose tee van 'n kind van God se lewe. Trials, temptation, test, trouble, and tribulations. You're not excluded. You're not excluded. Moenie vir my kom vertel, maar die Here gee engele aangaande jou bevel, maar jy gaan getoets word. Jou geloof gaan getoets word. Jou woorde gaan geweeg word. As jy ag dit louter vreugde. Louter beteken it's been put to the fire for the trying and purification. Ek het met baie eisters gewerk in my lewe, waar ons goed moes buig en goed moes swys en goed moet maak. Dan gaan dit daai ding in die vuur, word so wit warm. En dan buig hy en jy vorm hom en as hy klaar en weer deur die olie of deur die water gegaan, dan bly jy. Mense, God vorm jou en my baie keer deur die vuurproef van jou geloofstoets in die vuur van God se genade, en hy toets jou en hy buig jou en hy vorm jou, want God is nooit teen jou nie, hy's altyd vir jou, al gaan jy deur wat. Ek onthou van 3 jong manne in die ouderdom van 14, 15 en 17. Hulle sê, o koning, laat dit aan U bekend wees, of God ons nou help of nie help nie, maar vir jou beeld sal ons nie buig nie. And when they were thrown dis my tand. Ja. Daai ene. They threw them into the furnace, the fiery furnace. All of a sudden, they're no more 3, but now they're 4. 4, en die 4de lyk soos 'n gode seun. Wanneer jy die woord sê, as jy in die diep water gaan, sal jy oor jou gaan nie. As jy in die vuur gaan, sal jy nie skroei nie. Glo ons nog vanmôre. I sought the Lord. He heard and He answered. That's why I trust Him. Want geloof is 'n vaste vertroue. 'n Unshakable trust. Mense, ons word baie maklik, vanoggend baie vroeg. Toe lê ek helder wakker, soos wat ek nou hier is. En ek mediteer op die woord en ek is besig om net so, daar waar ek lê, in my bed is, met die Here te praat en in die volgende oomblik, dan vat die Here my deur 'n paar goedjies en as mense, hulle juig een oomblik en sing en spring, broer, ek is jammer vir jou te sê, meneer, ons het slegte nuus vir jou. Jy het prostaatkanker. Dan val hy ou se geloof. Sodat jy het borskanker.
Net so, ek noem het 2 gevalle. Of, jy het al jou geld verloor. Dan voel mense, God het hulle vergeet. Nee. Ek is met jou daar. Ek het die boodskap, kan ek julle gou 'n joke vertel? Kan ek man? Ek gaan in elk geval. Ek is gister by 'n plek, en hier staan 'n paar manne, sê, en hier kom hy sê, pastoor, ek wil gou vir jou, nee, hy sê vir my, predikant, ek wil gou vir jou 'n grappie vertel, ek sê, is hy skoon? Hy sê, ja, hy's in Ouros gedoop. Ek sê, ja, is alright, skiet maar. Kan ek hom môre vir die gemeente vertel? Hy sê, verseker. Sien, dan kan jy maar skiet. Hy sê, pastoor, die ou lê in die hospitaal, is baie siek. En die dokter kom in en sê vir meneer, ek het vir jou slegte nuus en goeie nuus. Wat wil jy eers? Hy sê, ag, gee maar die slegte nuus eerste. Hy sê, man, ek moet net vir jou sê, ons moet ongelukkig altoe jou bene amputeer. Nou lê so, en die goeie nuus, hy sien die man langs in wil jou slippers koop. Dis 'n goeie ene, nee. Hy het mooi skoon. Jy kan dit vir jou familie vertel. Toe sê ek vir ou, ek hoop jy die ou dieselfde nommer voet. Hy sê nee, die ou vra vir hom, hoor jy, maar watter nommer draai jy? Hy sê maar 'n uitgetrapte 5 werk ook. Ag, dit louter vreugde. Wanneer jy in allerhande beproewinge val, versoeking, toetse, oomblikke van opdrang, slegte nuus, slegte tye. Jakobus, weet jy wat jy praat? Weet jy wat jy sê? Want die beproewing, die toets van jou geloof, is vir God belangrik. Ek sê die toets van ons geloof is vir God belangrik. Weet jy die apostel Petrus skryf, hy sê die beproefdheid van ons geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. En vir baie mense, ek wat ook al by my seun was, daar in Dubai, toe vat hulle, ons daar is so 'n steegie, hy is seker so 70, 80 meter lank, en so 10 meter breed. En hier is, kyk hier, as jy 'n vrou nou wil happy maak, vat haar so intoe, maar hou net jou kaart in jou sak. Kyk, daar het hulle 21 karaat goud, nie soos ons 9 en 18 nie, 21. Daai plek is net goud. Ek vra vir my seun, pa, ek sê vir my seun, nou, wanneer maak hierdie plekke toe? Hy sê, pa, hy maak nooit toe nie. Hulle slaap sommer hier voor, ek sê, in die goeders, hy sê, pa, hier raak niks weg nie. Ek sê, joh, Suid-Afrika. Hoe dikwels wil ek hier moet so wees, maar dit is nie so nie. En dan raak mense opgewonde, kyk die ringe, kyk die armbande, kyk dit. En mense, ons weet vandag, dat goue goeders in Suid-Afrika het duur geraak. Maar die Bybel sê dat die beproewing van jou, die toets van jou geloof, is kosbaarder vir God, as al die goud wat jy besit. Want goud vergaan, maar jou geloof, beproefde geloof, en geloof wat deur God goedgekeur is, bly vir ewig. En ek gaan dink aan 'n voorbeeld wat Barry gebruik het. Die Here sê vir Elia, en nou moet jy verstaan, dit is droogte. Hy het met sy mond geprofeteer en vir die koning gesê, hy sê vir 3 jaar gaan dit nie reën nie behalwe op my woord. En hier kom die kraai en bring vir hom vleis, en die riviertjie loop, en die watertjies loop, en alles, en hy is happy, want hy het water uit vleis, en weet jy, die Here het nie brood gebring, hy het vir hom vleis gebring. In elk geval, en so gaan hulle aan, en daar raak die stroompie op, en die kraai verdwyn. Wat doen die mens? Ek wonder wat nou hier gebeur het. Ja, nou sit ek ook hierso, jy weet, ek het nou water nodig, maar die stroompie het opgeraak. Dinge loop verkeerd. Hierdie ou man wat ek getrou het, hierdie regte ou,
bly stil en sê, jy het hom gekies. Ja, raak die mens met. En God praat met, ek sê nie Elia het gedoen nie, ek sê nie, ek dink maar net, jy weet, ons is mense, ons die menslike faktor skop ons altyd in. Ja, jy weet, ek het die laaste maand, ek 'n goeie maand gehad, en die maand voor 'n goeie maand, en die maand nog 'n beter maand, en nou iewes skielik, wat gaan nou aan? Ek sal nie weet nie. Jy weet eintlik wat verkeerd is. Maar die Here sê vir hom, Elia, moenie, raak rustig. Ek het 'n vrou in Sarfat opdrag, bevel gegee, gaan af so toe en bly daar, sy sal vir jou sorg. Het julle dit ook al gelees? Wat 'n prentjie kry hy toe hy by Sarfat instap? 'n tingerige vroukie, op haar laaste. Sy's in die lewens ICU. Ek het nog bietjie meel vir een broodjie. En ek en my seun gaan eet, dan gaan ons dood. Dan is my life support afgesit. Maar Here, ek verstaan nie, ek verstaan nie die prentjie wat ek moes kry, moes 'n ryk vrou gewees het, 'n ryk vrou met 4 chariots en 17 perde wat my inwag, want sy gaan vir my sorg, want iets gesê, en Here sê, iets vir my daar 'n kamer met 'n dubbel bed en 'n lampie en 'n Hier kry ek 'n tannetjie, ai fooi tog shame. Hoor wat sê sy? Dis my laaste. Ja, moet ek hierdie vrou se laaste vat? Ek het haar opdrag, ek het haar bevel gegee, maar hierdie vrou weet nie daarvan nie, want sy sê niks. Waar lê die bevel, Elia? In jou mond. Don't seek faith, seek God. Moenie geloof soek nie, soek God. Te veel mense soek geloof, gee my meer geloof. Ek wil sê, dit is die domste gebed wat jy ooit kan bid. As jy vir meer geloof vra, draai God die krane al hoe toe. So. En Elia sê vir haar, gee vir my, gaan maak eers vir my 'n broodjie. Principe wat die kerk mis. Die man van God met die woord in sy mond is die belangrikste persoon. Dis waar Christus, al is dit nou jy. Ek het my nie gekies nie, God het my gekies. Ek weet as baie mense wat dit nie glo nie, is fyn, kyk maar net. Kyk wat sê die woord. Kom ek lees dit gou vir jou. Net so, weet jy, is hierdie woord se beginsels, is dit 'n lyn regdeur? Kan jy 'n beginsel verander? Kom ek lees dit vir jou. Hy sê, nou praat hy oor die oeste en die goed wat inkom, maar sê hy, en die beste van al die eerstelinge, Esegiel 44:30, en die beste van al die eerstelinge van alles, en elke offergawe van alles, van alle offergawes, moet vir die priesters wees, ook moet julle die eersteling van julle growwemeel aan die priester gee, om 'n seën op jou huis te laat rus. Wie is die pastoor nou? Ek sê jou sê wie ek is. 'n bloedgewaste, gesalfde kind van God, gekroon met eer en heerlikheid, en ek het niemand se niks nodig nie. Maar 'n beginsel bly 'n beginsel. En die woord bly die woord. Moenie my afkraak nie. Moenie my afdruk in jou gedagtes nie. Moenie my wegstoot uit jou hart uit nie. Maar môre as jy my nodig het, dan gebeur niks, want jy het geen gesig vir my nie. Maar ek kyk dwars deur jou mombakkie. Jy het ongelukkig left guard gespuit nie right guard nie. Waar is ek nou? Ekskuus tog, Here.
So, en hy sê, vroukie, hy sê, bring eers vir my, op die bevel wat God gegee het, bring vir my, en jou meel sal nie opraak nie, so Barry gesê, die pot gaan nie oorloop nie, hy sal nie opraak nie, en die meel raak nie op nie, en die olie raak nie op nie, want jy moet consistency hê in jou geloof, en God sê, solank dit nie reën nie, sorg ek vir jou. Ons het 'n vooropgestelde idee van hoe God moet voorsien. Is dit so? Kom ons gaan kyk net gou na Naaman. Hierdie man het melaatsheid. Hierdie man is melaatsheid. Hy hoor by 'n dogtertjie, maar daar's 'n profeet wat tot hoor wat jy in jou kamer gepraat het. Hy soos 'n bedlampie sien alles maar sê niks. En hy hoor alles maar hy sê niks. En nou Naaman, hy gaan na die koning, en die koning is baie, ja, daar's 'n profeet, hy's daar, en hy kom daar, en nou het hy 'n verwagting. Hierdie Naaman het 'n verwagting. En al wat Elisa doen is, hy sê vir die dienskneg, gaan sê vir Naaman, hy moet hom 7 maal in die Jordaan doop, en sy vel sal terugkeer, soos normaal toe hy 'n kind was. Wat sê hy? Wat is Naaman se reaksie? En Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink. Ek het my vooropgestelde gedagte. Hy sal sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here by God aanroep en sy hand op die plek heen en weer swaai. Hisha, hala, hoha, titichacha. Heen en weer swaai, beweeg en die melaatsheid wegneem. Ekskuus tog, maar dis ek hoor. Dis maar ek hou van hom goed is. Nee, dis 'n gedagte, die mens. Here toe Christus vir my bid. Here toe moet alles net in my lewe omdraai en omval en regkom en Here, my beursie moet oorloop en my besigheid moet net floreer. Nee, hy sê jou geloof is onder die vergrootglas van 'n toets. En elke toets wat jy dop, skryf jy oor. Vra vir my. Jy vra vir my. En ek hoop jy het genoeg ink. En die dienaar sê vir hom, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie, hoeveel te meer nou dat u gesê het, was jou en jy sal rein word. En die Bybel sê, hy het 7 maal ingeduik en toe die 7 maal opkom, toe sy vel soos 'n jong seun. Jy sien nie een keer duik nie. Here, gee my vandag my weeklikse brood nie. Gee my vandag my daaglikse brood. Hoeveel dae is in die week? So gaan duik 7 keer in die woord elke week. Nou gaan ek gou vinnig en dan gaan ek klaarmaak. Nou kom ek en ek sê dat ek en u is uitgelewer aan geloof, is dit so? So almal van ons gaan iewers in ons lewe moet glo, is dit so? Wie van julle was al deur 'n paar van sulke geloofstoetse, kan ek gou sien? Hoeveel keer het jy, ekskuus tog dat ek nou vra, maar ek kan nou nie help, ek is baie nuuskierig. Hoeveel keer het jy jou toets gedop? En toe moet jy weer dieselfde paadjie loop, né? En toe sê jy baie kwaad, Here, hoekom nou weer 'n keer? Want ek wil jou by 'n plek bring waar jy as oorwinnaar kan triomfeer, want jy is tot alles in staat deur my liefde en my krag en my genade wat ek aan jou gegee het. Ja, maar Christus, ek hoor dit baie, ek het nie dieselfde geloof as jy, so groot soos jy nie. Kom, ek gaan jou gou sê, okay, die woord is baie duidelik, vir die wat geloof soos Christus het, sal hierdie tekens volg. Hy sê, as jy die geloof van 'n mosterdsaad, nie die grootte nie, hy het niks met die grootte uit te waai nie. Weet jy wat die woord van die Here sê in Romeine 12 vers 3, dat jy moenie te veel van jouself dink nie, maar jy moet net na die maat van geloof, hoor nou mooi,
hoor nou mooi, deur die genade wat my gegee is, sê ek vir julle onder julle, jy moet nie van jouself meer dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar jy moet daaraan dink om besatig te wees na die maat. Not a measure, the measure. Die maat. God het aan elkeen van ons dieselfde maat van geloof gegee. Hy het nie vir jou 'n maat van 10 kg en vir Rian van 2 kg en van Teresa net 500 gram en ek kry maar net die leftovers nie. Hy het aan elkeen van ons dieselfde maat. Nou gaan ek vir iets sê wat jy nou moet gryp. Die maat is Christus. Die maat is Christus. Elkeen van ons, hy sê Christ within us, the hope of glory. We've got the same measure and the measure is Christ. Hoe pastoor, as ek die maat van jy het, ek het Christus, en jy? Jy het ook Christus. Maar nou gaan ek gou vir jou sê, waar lê die fout? Die fout lê in Galasiërs 5 vers 6, want die geloof wat deur die liefde werk het groot krag. Die geloof wat die liefde werk het krag. En as ek Jesus lief het, die volmaakte liefde van Christus, die volmaakte liefde, nie die liefde nie, die volmaakte liefde van God verdryf alle vrees. There's no fear in the perfect love of God. Dus ek kan nou baie diep gaan, maar ek wil nie te diep gaan nou nie. Dan sê vers 4, hoor wat sê vers 4, hy sê, en die liefde is lankmoedig, vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Liefde is nie opgeblaase nie. Soek nie sy eie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is die bly saam met die ongeregtigheid, maar is bly saam met die waarheid, vers 7. Dit bedek alles. Glo alles, hoop alles, verdra alles. Jou liefde is in die vuur. Pastoor, ek wil vanmôre vir jou sê, ek sal daai ou nooit vergewe nie. Pastoor, ek kan hy maar nooit glo nie. Die Bybel sê nie, jy moet alles glo nie. Hy sê, jy glo wat waar is, jy glo alles wat waar is van iemand. En die waarheid is, he's justified like you, he's been born again like you, he just need to come to know it. And if you don't tell him, he will never know it. Pastoor, ek wil jou vandag sê, ek sal hy ouens nooit vergeet nie, ek sal nie, dan beteken jou geloof niks en jou liefde niks. Ek kan julle stories vertel tot vanaand 10:00 toe. Hoe mense my bedrieg het. Ek het nou vir iemand gesê, as ek die geld kan terugkry, wat mense my skuld, koop ek vir my vandag 'n splinte nuwe ML. Maar ek het afgeskryf en laat gaan. Want ek gaan nie 'n slaaf wees van goeders. Ek onthou eendag, ek het in Tableview toe ek daar was in die gemeente, daar was niks. Ek en my vrou kom daaraan met 2 kinders in Laniebot gebore en daar's 2 tannies in die gemeente, daar's nie inkomste, daar's niks. En God leer my 'n jaar lank om ten volle tot vandag toe in geloof te lewe. Weet jy, hierdie gemeente sorg nie vir my nie. God sorg vir my. Ek dank die Here vir dit wat hy vir my gee. Maar wat ek van buite af kry is meer as wat die gemeente my gee. Want ek het saad in die noorde, en ek het saad in die suide, en ek het saad in die ooste, en saad in die weste, en wanneer ek 'n oes nodig het, dan roep ek my oes in. Christo, het jy 'n pensioen? Nee. Plaar het jou? Nee.
Ek was nooit in die vermoë in die gemeentes waar ek was, toe ek hier begin het ek met niks begin nie. Van vooraf begin. Daar was nie geld en goed vir pensioene nie. So ek het niks, maar dit pla my niks, want God is my bron. Hy het al klaar goed reg geskuif en goed reg gemaak. Die dag wanneer hy vir my sê, Christus, is nou tyd om klaar te maak, dan gaan deure oop in goeders gebeur. Dis wat ek glo, dis wat ek leef, dis wat ek is. Ek het nie slapelose nagte. Jy moet vandag, ek vra eendag so net so vir 'n makelaar. Hoorie, as ek nou hierdie salaris wat ek nou by die gemeente kry, dit was nou so 6 jaar terug, sommer net so vir interessantheid. Wat moet ek hê? Hy sê, pastoor, jy moet vir 50 jaar dit wat jy nou kry inbetaal om te kry wat jy nou kry. Ek sê vir hom, hey, boeta, gooi milies. Hou, kyk my so snaaks aan. Ek het net gevra vir interessantheid. And I count it, my brethren, I count it all joy. Why? Because God is my source. God is my Father. I'm His Son, and I've got access to everything that I need. Because everything that is my Father's is mine. That's the way my mind works. That's the way my heart works. That's the way my mouth works. Because what I speak, I will eat. Because I eat what I speak. That's faith. Ja, ek gaan jou sê, ek raak bang. Ek raak bekommerd. Ja, ek doen. Partykeer dink ek, Here, as ek wag, stop die lorry. Waar? Ek het gedink die Elisa sal hom net uitkom en hy sal hom net so bietjie sy hande waai. Jy weet, en toe waai hy nou nie. There is no fear in love. Die liefde is nie opgeblaas nie. Die liefde raak nie bitter nie. Weet jy hoeveel mense in die land is verbitterd vandag? Nie oor mense. Want duisende pensionarisse het hulle geld verloor op Ponzi schemes. Hulle is verbitterd. Maar toe die aas, it looked too good to be true, toe byt jy. En nou moet God die skuld kry. Nee. Hy sê vergenoegdheid met godsaligheid is 'n groot wins. To be content and godliness is a great gain. Moet nooit weer vir my vra, wanneer tree ek af nie? Ek tree elke dag met tree af. En ek stuur dit nie vir momentum nie. Hulle hoef nie te weet hoe ver ek loop nie. Ek sal die dag klaarmaak, wanneer God vir my sê, dis nou tyd. Ek sal nog altyd preek, en ek sal boeke begin skryf. Die diepte wat God in my lewe gesit het, sal ek begin in boeke sit. Die Here het my iemand gestuur na die gemeente toe. Hy vat sommer my Afrikaanse boek en hy vertaal dit vir my. Ek sê, Here, maar toe sien ek nou die dag, hier is 'n ander ouetjie, hy sit 'n ding hier op en is die hele Afrikaanse ding. En ek sien hy gaan daarin by chat, wat se goed? Wat se goed? Wat se tee, rooibos tee? Nou daai ding, daai chat GTP, soets van die aard. Hy druk in, will you please translate this for me in this, en hou die format, en hou alles in, zoeps! Ek sê, wow! Ek moet op 'n kursus gaan. Mense, wat wil ek vir jou sê? God is groter as jou liefdeloosheid en jou ongelowigheid. God se genade is groter as die goed. Maar jy kan nie daar vashak nie. Want dit wat God oor jou en my gedroom het, is groter as jou gedagtes. Dink jy regtig, en hiermee gaan ek afsluit. Dink jy regtig dat God wil jy moet siek wees? Kom aan, ek vra jou 'n vraag. Dink jy regtig God wil jy moet siek wees? Wil jy regtig hê dat jy moet arm wees? Nee. Hy sê, nou sluit ons af met daai versie. Hy sê in Jakobus, hy sê sodat julle, Jakobus, wat sê hy? Dat julle niks mag kort kom nie en niks gebrek hê nie. Hy sê lydsaamheid moet tot volle ontwikkeling, verwerkliking kom. Sodat julle volmaak,
sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Ek wil net gou vir jou iets sê, dan gaan ek, want dit is belangrik dat jy verstaan hoe die goed in mekaar pas. Toe Dawid in Psalm 23 sê, die Here is my herder, het hy gesê, ek het aan niks gebrek nie. Hy sê, ek sal niks sal my ontbreek nie. Toe profeteer hy 'n woord van geloof oor homself. Christo van die kerk. God is nie meer my herder nie, hy is nou my pappa. En ek in my huis sal niks kort kom nie. Jou besigheid sal niks kort kom nie. Jou beursie sal niks kort kom nie. What you need, weet jy wat, oom Eben vat my beursie eendag by 'n plek waar ons is, en oom Eben was my geestelike vader vir 32 jaar, en hy kom by die plek en hy vat my beursie, en hy daar Riversdal, ons het daar geëet by die Hompie, ons kom uit, en ek sê vir hom, laat ek betaal, as jy nie die pa sorg vir die kinders sorg nie vir die pa nie, sê hy vir my, en ek kyk hom so, okay. Ek het my beursie in my hand, en hy vat my beursie, en buitekant Riversdal, onder daar in die oop hemel, en staan 'n klomp mense, sê, Here, hierdie beursie is Christus se beursie. Nee, Here, dis u beursie. In Christus se sak. Here, u kan vat in die beursie net wat u wil. Maak hom leeg, want u maak hom weer vol. Sê, dit is jou beursie. Nou stap ek, en ek kom by 'n plek, en ou kom sien my, en ek bid, terwyl ek vir die ou bid, sê die Here vir my, maak jou beursie leeg in sy hand. Wat het ek gedoen? Wie van julle wil sê, wat het ek gedoen? Ja, ek het nie. Terwyl ek bid, haal ek 'n paar note uit die beursie uit. Voel hom so. Sit ek om my hand, en sit ek om my, okay, dis, ek hoor die tweede keer, maak hom leeg. Haal nog so 'n nootjie uit. Here Jesus, u moet weet, Here, dit is nog soveel dae na payday toe. Asof die Here nou nie weet nie. En toe ek amen sê, toe sê ek, hou jou hande, hou jou hande, en ek skud hy beursie so leeg in sy hande. Dit is 7 dae na payday toe. Ek weet nie hoe ek gekom het nie, maar ek is deur dit. Ek onthou dit, is lank terug. Daar onder in die hoofweg gebly. Hier kom 'n ou aan, ek is net gepay, ek is nou weer rustig, want die pay het gekom. Hier kom 'n ou by my aan, hy sê, pastoor, hoor die Here sê, ek moet nie vergeet. Hy het eintlik al maandag vir my gesê, maar ek het vergeet om te kom. Ek sluk 'n wind nie, want ek wil hom sê, weet jy, nie, maar toe dink ek weet nie hoe ek die week deurgekom het nie, maar was brood, daar was petrol, daar was alles. En dan kyk hy geld so, toe gaan my hand, hy gaan so, en nou so optel. Mense, God is groot. Gehoorsaamheid, en liefde, en geloof. Ek gaan jou net dit sê, dan gaan ek bid. Jy kan nie geloof distansieer van liefde nie. Die geloof, wat jy die liefde werk, het groot krag. As jy mos vir iemand lief het, dan gee jy mos graag, nee. Nou sê die Bybel, jy moet my lief hê. En ek moet jou lief hê. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wat die Here vir jou wys, Pietie se kar is stikkend, hoor dit nie van my kom sê nie, hy het dit vir jou gewys. Want hy wil jou seën. Luister vir my, luister, moenie nou mis wat ek sê nie. As God vir jou wys, Pietie se kar is stikkend, het hy dit vir jou gewys vir 'n rede. En dan gaan maak jy sy kar reg. En as jy in die toets kom, het God klaar iemand reg om jou weer te help. Moet nooit sê, ek kan nie, en ek het nie. Dan lieg jy. Want alles wat die Vader se is joune.
Kom ons staan. Ek wil gou net, voor ek bid, kom hulle by my op. Ek vra vanmôre, soos Paulus sê, by die ontferming van God, my broeders, vra ek vra jou vanmôre, moenie in die tyd wat ons in lewe, vir jouself sê, daar is nie vir my werk nie, daar is nie vir my uitkoms nie, daar is nie vir my 'n beter plek nie. Moet dit nie sê nie, jy vat God in die gesig. Ek wil jy met jou hand opsteek as jy vanmôre glo God kan alles doen. Waai hom so bietjie. Waai hom so oor hy plek. Waai hom daar waar die profeet nie wou nie, ek waai nou sommer. Sê Here, U kan alles doen. I sought the Lord. I sought the Lord. He heard and He answered. He will never fail me. That's why I trust Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Marlene, ek sê vanmôre in die naam van die Here van die leerskare, daai kankertelling in jou liggaam sal verdwyn soos mis voor die son. Ek verklaar dit vanmôre in die magtige naam van Jesus. Daai kankertelling in jou liggaam sal opdroog soos mis voor die son, en soos skilfers uitval en sê, Here, jy kry 'n verslag van jy is genees in die naam van Jesus Christus vanmôre. Jy moet vanmôre sê, Here, ek soek 'n uitkoms. Dis vanmôre jou uitkoms. Op grond van die woord wat jy gaan spreek, gaan God vandag doen wat jy sê in geloof. Ek gee vir jou 30 sekondes om oor jou situasie te spreek. Come on. Moenie skaam wees nie. Sê, Here, ek glo, ek verklaar vanmôre in Jesus se naam, dit wat myne is, sal by my nie verbygaan nie. My verwagting, geloof is die glybaan wat dit wat in die hemel is, laat kom na my aardse verwagting. Ek verklaar vanmôre genesing, verlossing, bevryding, voorsiening in die magtige naam van Jesus. In die naam van Jesus. Jou hartseer verdwyn. Jou teleurstelling verdwyn. Jou blydskap wat vas dormant lê, breek oop soos 'n fontein. Jy sal jubel en juig voor die Here jou God. Verklaar dit vanmôre in die magtige naam van Jesus. Lank genoeg het jy gesukkel, lank genoeg het jy gewonder, lank genoeg het jy gevra, wanneer Here, wat nou? Ek sê vanmôre op grond van jou, Sarfat, hoor my vanmôre, vroukie, hoor my, maak eers vir my, want God sê, jou olie sal nie opraak nie, en jou meel sal nie opraak nie, hoor my vanmôre, totdat jou oorwinning ten volle verwesenlik het, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Jy's nie vanmôre verloorder nie. Jy's nie 'n mislukking nie. Jy's nie 'n vergeteling nie. Jy's God se skepping. Jy's God se eiendom. En hoor my vanmôre in die naam van Jesus Christus. Loof die Here. Loof die Here. Sê vir iemand naby jou, jy is wie God sê jy is. Kom aan, sê dit. Sê dit vir iemand. Stap na iemand toe, sê vir hom, hoorie, sê vir haar, hoor my vanmôre, jy is wie God sê jy is. Jy is dit. Jy is dit. Loof die Here. Loof die naam van Jesus. Loof die naam van die Here. Die woorde wat God oor jou lewe gespreek het, is 'n afgehandelde dag. Is 'n afgehandelde dag. Faith speak. With my heart I believe. And with my mouth I confess. Met my hart glo ek. Met my mond bely ek. Ek verklaar vanmôre oor jou. Mense het so gesê. Jou familie het so gesê. Jou juffrou het so gesê. Jou meneer het so gesê. Jou tannie het so gesê. Jou oom het so gesê. Want hulle was gerook.
Maar God het gesê. En wat God gesê, so is dit. Vader, ek dank U vanmôre vir 'n woord van lewe. Here, ek dank U vanmôre vir 'n woord wat genereer. Here, daar is niks by U onmoontlik nie. En niemand kan keer wat U doen nie. Here, hierdie maand het ons gepraat oor dit wat U, Here, in ons harte sit, oor geloof en Here, die dinge rondom dit, en ek dank U vanmôre, Here, is lank nie klaar nie, maar daar's groot dinge, my God, wat U vir U kinders in stoor het. Here, Suid-Afrika is nie uitgelewer aan politieke partye nie. Suid-Afrika is uitgelewer aan die woord wat U oor hierdie land gespreek het, Here, en ek dank U vanmôre, en so is dit in Jesus naam. Here, ek loof U vanmôre, my God, dat die lig van heerlikheid, die son van geregtigheid gaan op. Here, ek dank U vanmôre, hierdie dorp ontplof in die heerlikheid van die Here. My God, nuwe deure gaan oop, geleenthede, Vader, aanstellings word gemaak, omdat U, Here, my God, 'n woord gespreek het, en ek eer U vanmôre. Daar's nie nog 'n opsie nie. Wat U gespreek het, staan vir ewig vas. Here, ek seën vanmôre hierdie gemeente. Elke persoon, elke familie, elke gesin wat vanmôre hier is, moes hier wees. En ek seën elke familie, elke huisgesin. Ek bid vanmôre, Vader, ek seën hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, mense vanmôre wat op media na ons luister en ons kyk, Here, ek seën hulle vanmôre. Here, my God, ek seën. Here, Lord, over the airwaves, oh God, your anointing flow, Lord, people will be changed, they will be healed, be set free, be liberated by the power of the living God. Ek eer U vanmôre, Vader, want U is 'n waarmaker van U woord. Here, my God, ek loof U vanmôre. En elke pyn en elke liggaam wat vanmôre gepynig word, Jy, my God, verdwyn in die naam van Jesus Christus. Ek dank U, Vader. Dank U, Vader. Here, hierdie gemeente is 'n gemeente van geloof en liefde, my God, en van genade, en ek eer U daarvoor. Hierdie familie, 'n geseënde familie van die Here, en ek eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. No weapon formed against us shall prosper. Elke tong wat teen ons opstaan in die gereg sal ons weer lê. Dis die deel van my knegte, hulle wie se geregtigheid uit my het is. Here, U het ons geregverdig en ons eer U vanmôre. Ons loof U vanmôre, Here, in Jesus se kosbare naam. No condemnation, no judgment, but just the grace of God and the love of Jesus Christ, by faith, by grace, in Jesus' name. Amen, and amen, and amen. Lord,